Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. And seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Daar's hy. Goeiemôre vriende. Dit is 'n regte voorreg om hier te wees vanoggend, om God se woord saam met julle te deel. My naam is Stefan Trieter en ek sien uit om saam vandag te kyk na die voorspoed wat ons beleef het in 2024 as gevolg van God se genade. Kan ek vir ons weer bid en dan skop ons af. Ons hemelse Vader, ons wil U loof en prys vir U goedheid. Here, soos wat ons terugstaan en hier in Desember kyk na die jaar wat verby is daar sekerlik baie emosies wat ons voel. Here, daar's verseker hoogtepunte, maar ook laagtepunte van hierdie jaar, Here. Dit alles wil ons na U toe bring vanoggend. Ons wil vra dat U vir ons deur die woord sal bemoedig, mag ons weer die volheid van U goedheid teenoor ons beleef. Sal U asseblief deur die Gees nou in ons almal se harte werk. Mag ons fokus op U woord, mag ons dit sien. Here, help ons om nie te dink aan dit wat môre kom nie, of al die dinge wat ons nog moet doen voor die jaar eindig nie. Here, help ons om hier te wees. Mag U deur U Gees ons verander. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, hierdie week het my WhatsApp stories wild gegaan met Spotify Wrapped. Ek weet nie of julle dit gesien het nie. Either Spotify of Apple of YouTube Music het vir ons 'n lys gegee van al die liedjies waarna ons geluister het, ons topliedjies van die jaar. En is interessant om te sien watse verskillende liedjies belangrik is vir watter tipe mense. Elke jaar is dit vir my baie snaaks om te sien watter van die ligpuntjies vakansieprogram musiek op my Spotify Wrapped gekom het. Hierdie jaar was dit will.i.am se I Like to Move It en Wellerman, of soos wat die kinders dit noem, Shanti She. Ek kyk terug op die jaar wat was, soos wat ek sien na watse liedjies ek geluister het, en ook soos wat ek sien na watse liedjies ek nie meer luister nie. Die Spotify Wrapped het vir my gewys watse maande in die jaar het ek meeste na musiek geluister. Dit het vir my hoogtepunt gewys. U2 se In a Little While en Mark Knopfler se Watch Me Gone was my hoogtepunte, maar dit wys ook vir my musiek wat ek nie gedink het is deel van my top 100 nie. Spotify sê vir my dat Annelie van Rooyen se 7 sakke sout ook deel is van my Spotify Wrapped 100. En dit voel soos 'n laagtepunt vir my. Julle, vir enigiemand wat van data en grafieke hou, is hierdie wonderlik. Ons wil in die volgende 2 weke 'n year in review doen. Ons wil kyk na 2024 wat verby is. En ons wil God se hand daarin sien. Die reeks is getiteld Genadejaar en dit kom direk uit Jesus se eerste preek wat hy gegee het in Lukas 4. Jesus verskyn op die wêreldtoneel en hy stap in die sinagoge en hy tel die boekrol van Jesaja die profeet op en hy lees die volgende. Kyk asseblief saam met my. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur
om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Toe het hy hulle toegespreek: vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Die genadejaar verwys na die beloofde jaar van rus, na 7 siklusse van 7 jaar in Israel se geskiedenis. En Jesus kom en hy verkondig dat hy die een is wat hierdie genadejaar gaan inbring. Hy is die een wat kom vergifnis bring, wat kom verlos, wat kom bevry. Jesus het hierdie tydperk kom instel en ek en jy lewe nou hierin. Tussen sy eerste koms 2000 jaar terug, lewe ons nou in hierdie laaste dae, hoopvol vir sy tweede koms wanneer hy kom en die volheid van die koninkryk inbring. Maar reeds nou lewe ek en jy in lig van God se genade vir ons. En soos wat ons hier aan die einde van 2024 staan, hoe reageer ons op die jaar? Ons gaan hierdie week kyk na God se genade in die voorspoed en die sukses wat ons belewe het, beide individueel en as 'n kerk. En dan gaan ons volgende week kyk na God se genade in die midde van ons swaar kry. Hoe reageer ons op beide van hierdie aspekte van die jaar? Vandag wil ek hê ons moet sien dat ons geroep word om te reageer in dankbaarheid. Elkeen van ons individueel en saam as 'n gemeenskap het ongelooflik baie om voor dankbaar te wees in 2024. En my hoop is vanoggend dat ons harte sal warm wees vir die oorvloedige liefde en vreugde wat God deur sy genade vir ons gewys het as 'n gemeenskap. Ons gaan ook aan die einde van hierdie preek gaan ons saam die nagmaal geniet. So ek wil sommer nou al vir jou vra, berei jou hart voor om die brood en die wyn te vat. Soos wat ons gesels en soos wat ons kyk na Efesiërs 2, vra vir jouself af, glo ek hierdie dinge? Kan ek bely dat Jesus my koning is, soos wat ek die brood en die wyn gaan geniet later vandag? Ons gaan kyk na vandag in 2 opskrifte. Die eerste een is God se geskenk. God skenk ons sy genade. Vers 1 tot 8. En dan ons reageer in dankbaarheid. Vers 9 tot 10. Ons begin vers 1 tot 8. God skenk ons sy genade. Hou asseblief julle blaadjies byderhand. Ons gaan elke nou en dan terugverwys na Efesiërs 2 vers 1 tot 10, sodat ons kan sien wat God se geskenk van genade is. En hierdie teksgedeelte begin op die regte manier, want om te verstaan wat die geskenk is wat ons gekry het, moet ons verstaan wat die identiteit is van ons voordat ons daardie geskenk gekry het. Lees asseblief saam met my vers 1. And you were dead in your trespasses and sin, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now work in the sons of disobedience, among whom we all once lived, in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Hierdie is wat die Bybel sê, die stand van elke liewe mens op aarde is sonder hom. Van nature is ons mense wat nie na God luister nie. Ek weet nie of jy al tot hierdie oortuiging gekom het dat dit wat die Bybel sê waar is van jou en my nie. Vra jouself vanoggend af, maak dit nie sin van wat ons rondom die wêreld sien nie? Maak dit nie sin van die mense wat ons sien nie? Maak dit nie sin van wat ek in my eie hart sien nie? Ons is verlore sonder God. Maar wat het God kom doen? Kyk vers 4. But God, rich in mercy, because of the great love
with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming age he might show the immeasurable riches of his grace and kindness towards us in Christ Jesus. Dit is die Christense hoop. Jesus het vir ons die perfekte lewe kom lewe en hy het vir ons die dood kom sterf wat ek en jy verdien het. En soos wat ons in geloof en vertroue op hom staat maak, sien ons het opgestaan saam met hom uit die dood uit. Ons is geestelik lewendig saam met hom. Dit is wat die teksgedeelte dan vir ons sê, is 'n geskenk. For by grace you have been saved, and this not your own doing, vers 8, this is a gift of God. Hierdie is die geskenk vir my en vir jou. Vriende, hierdie is die tyd van die jaar waar baie van ons persente koop vir mekaar. Ek weet nie of jou gesin deelneem aan hierdie tradisie nie, maar elkeen van ons het al 'n geskenk ontvang of gegee. Nou, daar is geskenke en daar's geskenke. Daar is geskenke wat eintlik nie baie nodig is om te gee nie. Nou, ek praat nie van enigiemand wat hier iets al gegee het nie. Ek praat van jou Vodacom of jou Planet Fitness wat buite die Checkers wag vir jou om met jou te praat. Hulle het gewoonlik vir jou 'n plastiekpen wat hulle vir jou gaan gee, of 'n waterbottel of dalk 'n sweethanddoekie. Dit is nice van hulle om vir jou hierdie dinge te gee, maar dit gaan nie regtig jou lewe verander nie. Dit sê nie, hoorie, ek het regtig duur betaal om vir jou hierdie plastiekpen te gee nie. Dan is daar persente wat wel 'n groot geskenk is. Iets wat ons heeltemal uit die veld uitslaan. Iets wat jy glad nie verwag het nie, maar wat 'n behoefte of 'n begeerte totaal en al bevredig. Iemand wat jou skuld afbetaal, of jy kry 'n geskenk van 'n studiebeurs, of iemand het 'n ontsettende mooi of persoonlike persent vir jou gegee. Wat maak hierdie twee geskenke verskillend? Aan die een kant is dit verseker die koste. 'n Plastiekpen het nie baie waarde nie, en so hy dra nie baie gewig nie. Maar verseker aan die ander kant is die hart wat agter daardie geskenk lê. Wat is die waarde van die persoon vir wie dit vir jou gee? Selfs as dit nie 'n duur persent is nie, maar dit is persoonlik. Dis uniek. Ek sien die liefde en die omgee, soos wat hierdie persoon vir my iets gee. Dalk 'n brief wat met die hand gepen is. Dis daardie persent wat werklik waardevol is. Sien ons uit Efesiërs 2 uit wat die tipe persent is wat God vir ons gegee het in Jesus. Jesus het vir ons homself gegee. Dit het sy lewe gekos om vir ons hierdie persent te gee. Sien ons die oortreffende liefde met wat God hierdie geskenk vir ons gegee het. Vers 8 is hoekom Paulus vir ons sê, this grace that which you've been saved is not your own doing, it is a gift of God. Ons gaan later vanoggend sing, what gift of grace is Jesus my Redeemer. Dit is wat Jesus kom doen het vir my en jou, 2000 jaar terug. Maar dalk sit jy hierso en jy dink, okay, maar dit was ongelooflik lank terug gewees. En dis eintlik maar net 'n spirituele kategorie. Soos wat ek terugkyk op 2024, sien ek nie God se genade of sy goedheid in my lewe nie. Kan ek jou uitnooi om die volgende waarheid te sien, Romeine 8, wat sê, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Genade is die beginpunt van ons lewe in die Here Jesus Christus. Maar vanuit die
genade van Jesus, vloei nog genade, genade op genade, elke liewe dag. En 2024 was nog so 'n jaar. Daar's baie dinge wat ons kan terugkyk op die jaar en wat ons voor dankbaar kan wees. Ek wil graag net 'n paar eenvoudige voorbeelde noem, beide as 'n kerk, maar ook op 'n individuele vlak. Julle het seker die boodskap gesien wat hierdie week uitgegaan het. Ons het so 2 weke terug 'n oproep gedoen aan ons ligpunters om 'n eenmalige finansiële bydrae te maak vir kerke in ons omgewing, kerke met wie ons 'n vennootskap het. En dit is ongelooflik om te sien hoe vrygewig ons ligpunters is. Ons het byna R380,000 ingesamel net in die laaste 2 weke wat alles gegee word aan kerkies wat dit nodig het. Broers en susters wat aan die einde van die jaar nie weet waar geld vandaan gekom nie. En ek is baie dankbaar om deel te wees van hierdie gemeenskap. Van mense wat nie net dink oor hulle self nie, maar ook aan ander. Mense wat ons nie self dag tot dag of week tot week iets mee te doen het nie. Julle, ons kan dankie wees vir die vakansieprogram, ons kindervakansieprogram in die begin van Junie. Daar was amper 300 kinders wat vir 100 kinders, 300 kinders sou ons doodmaak. Daar was 100 kinders wat ons oor 3 dae die evangelie kon vertel. Ons het lekker saam met hulle gespeel. Ons het aan die begin van die jaar, as julle so ver terug kan onthou, 'n wonderlike kamp voorwaarts gehad, waar ons die hele Olifantsrivier oorgeneem het. En ons sien uit om dit weer te doen in Februarie wat kom. Julle, ons het wonderlike tyd in God se woord spandeer. Onthou julle die Openbaring reeks of die Exodus reeks waar ons God se hart vir ons gesien het. Ons kan dankbaar wees vir die dope wat ons beleef het in ons midde. Mense wat hulle harte vir Jesus gegee het. En ons kan ook dankbaar wees vir nuwe lewe, vir babatjies wat gebore is in ons midde hierdie jaar. Dit is so wonderlik. Op 'n individuele vlak kan ons dankbaar wees vir ons gesondheid, wat ons so maklik vanselfsprekend aanvaar. Elke dag. Ons kan dankbaar wees vir verhoudings in ons midde wat herstel het. Ons kan dankbaar wees vir ons graad 7's wat nou graad 8 toe gaan en vir die handjievol graad 11's wat nou matriek toe gaan. Ons kan dankbaar wees vir God se beskerming en deurbrake in gesondheidsprobleme. Ons kan dankbaar wees vir werksgeleenthede wat hy voorsien het hierdie jaar en nog baie meer. En al wat dankbaarheid is die perspektief om te sien waarmee God besig is in ons lewe en op daarop te reageer, in die lig van dit te lewe. Dit is wat dankbaarheid is. Maar nou kom ons by die vraag, hoe dan vorentoe? Hoe lewe ons in hierdie waarheid? En dit is vers 9 tot 10. Kyk saam met my. This is a gift of God, vers 9, not a result of works, so that no one may boast, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which he prepared beforehand, that we should walk in them. Ons reageer op God se genade in dankbaarheid. Hierdie geloof is 'n geskenk. Dit is nie iets wat ek en jy kan doen nie. Daar is nie 'n manier hoe ek en jy uit wat ons self doen in 'n regte verhouding kan staan met God nie. Dis alleenlik deur Jesus. En daarom is daar nie plek vir ons om te roem nie, soos wat die Afrikaans sê. No one may boast. Hoe verstaan ons dit? Wel, die eerste ding dink ek is duidelik, ons moet nie brag nie. Dit is God wat die werk in ons harte doen. Dit is sy genade wat ons ontvang het en die werk wat ons doen is uit genade uit. Maar aan die ander kant van die muntstuk
In steede van ons wat onsself roem, het ons die geleentheid om nou te roem in wat God gedoen het. Sien raak waarmee God besig is. En dit vloei uit in dankbaarheid. Die idee hierso is dat ons die omvang van sy geskenk sien. Dit is so ongelooflik dat dit ons wegblaas. Nederigheid en dankbaarheid kom aan die hand van 'n onweerstaanbare gevolg. Eerder as 'n aktiewe, ek moet nou dankbaar wees. Dis minder, okay, ek moet net hierdie ding doen, ek moet nederig wees en ek moet dankbaar wees, en dis meer, ek kan nie glo wat dit is wat God vir my gedoen het nie, die omvang van sy rykdom wat ek het in Christus. Dit is asemrowend, dit laat my stom verslaan. Hoor hoe een teoloog, J.I. Packer, dit vir ons sê. In the New Testament, doctrine is grace. Dit is, die waarheid is genade. And ethics is gratitude. Hoe ons daarop reageer is dankbaarheid. For love awakens love in return. Sien julle daai wisselwerking? And love once awakened desires to give pleasure. And the revealed will of God is that those who have received grace should henceforth give themselves to good works, and gratitude will move anyone who has truly received grace to do as God requires. Dit is die punt van ons tweede deel. 'n Nederigheid en 'n vreugde wat kom van die wete dat ons nie in onsself roem nie, ons roem in God. En ons is sy seun of sy dogter. 1 Korintiërs 3 vers 21 wys dieselfde punt. Daarom moet niemand hulle op mense beroem nie. Alles behoort tog aan julle. Of dit Paulus of Apollos of Cephas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge, alles behoort aan julle. Maar julle behoort aan Christus. En Christus aan God. Kinders is lief om te sê, my pa is sterker as jou pa. My pa is vinniger as jou pa. Hulle is trots, maar nie in hulle eie vermoë nie. Hulle roem in 'n ander persoon en aan wie hulle behoort. En ek wil jou aanmoedig vanoggend, hê daai tipe confidence in jou pa. Hê daai glimlag op jou gesig wat sê, my pa is ryk in barmhartigheid. Ek deel in sy alles oortreffende rykdom van sy genade en sy goedheid teenoor my en teenoor jou in Jesus Christus. Sien raak wat alles hy in ons gemeenskap gedoen het in 2024. Dit is net 'n puntjie van die ontsaglike lang lys. Kom ons lewe in die lig daarvan in dankbaarheid. Kom ons vat dit vorentoe soos wat ons in die jaar ingaan. We are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Hierdie geld natuurlik ook vir die jaar wat kom. Nie net 2024 nie, maar soos wat ons kyk na 2025, kom ons sien God se genade en aan die hand daarvan kom ons lewe in dit. Kan ek julle aanspoor? Kom ons hou aan daarmee. Kom ons hou aan in hierdie goeie werke wat God voorberei het vir ons om te doen. Kom ons rus in God se genade en die nuwe identiteit wat hy vir my en jou gegee het. En kom ons spoor mekaar aan tot daardie liefde. Het God se genade jou in 2024 geaffekteer? Het God se genade jou lewe verander? Sien ons die diepte van daai opoffering raak wat hy gegee het? Dit is waar dat ons soms nie die omvang van hierdie voor oë het nie. Ons verloor soms
perspektief. Ons het 2 jaar terug by Ligpuntjies se vakansieprogram genaamd Skattejagters 'n les geleer vir die kinders oor die koninkryk van God. Die storie gaan so: daar is 'n parel van ontelbare waarde wat 'n man kan koop. En al wat hy moet doen is om alles wat hy het te verkoop. Dit verwys na die koninkryk van God wat 'n parel is van ontelbare waarde. En so een van die speletjies wat ons gespeel het met die kinders is ons het hulle op 'n skattejag gestuur en hulle moes klomp verskillende skatte optel. Een van dit was glow sticks en sweeties en ek dink daar was 'n paar muntstukke. Aan die einde van die skattejag het ons vir hulle die geleentheid gegee: wil jy hierdie skat inruil vir die skat van ontelbare waarde, hierdie parel? Julle kan dink hoe moeilik daai opsie was vir hulle. Hulle het sweets en glow sticks in hulle hande. Hoekom sal hulle 'n parel soek? Ook, dit was vir ons fasiliteer, dis moeilik geweest om 'n parel te vind wat regtig mooi die ewige lewe en die ontelbare waarde van God se koninkryk uitbeeld om vir hulle te gee. Maar ek dink elkeen van ons sukkel met daai einste probleem. Ons sukkel om die waarde te sien van dit wat God vir ons het in Jesus. Ons sukkel om daai parel te sien vir wat dit is. So ons sukkel om dankbaar te wees aan die hand daarvan. En so die vraag, hoekom? Is dit dat jy aan die een kant nie verstaan wat die hopelose situasie is waarin jy jouself bevind sonder Jesus nie? Is dit dat jy nie Efesiërs 2 vers 1 tot 3 regtig gesnap het nie? Dat die goeie nuus en daarom die dankbaarheid nie teenwoordig is in jou hart nie? Verstaan jy dalk die goeie nuus nie omdat jy nie die slegte nuus verstaan nie? Sit jy dalk hierso en jy het jouself nog nie toegelaat om hierdie wonderlike nuus te ontvang nie? Jy hoor ons praat oor God se liefde, maar het jy al jouself toegelaat om te sê hierdie liefde is vir jou? Jesus het sy liefde teenoor jou uitgestort. Hy stort sy rykdom en genade en goedguns teenoor jou uit. Laat jy jouself toe om dit te ervaar. Doen dit. Dalk is dit iets wat jou terughou van God af. Dalk voel jy daar is 'n spesifieke sonde in jou lewe wat jou keer om die liefde van Jesus te ervaar. Dit staan so voor jou soos 'n berg. Kan ek vir jou uitnooi om te sien wat Jesus gedoen het? Hy het daai berg geklim. Daar is nou nie iets wat ons keer, soos wat ons na Jesus toe kom in 'n verhouding met ons en God nie. Jesus het oorwin. Jy was dood, maar nou is jy lewendig. En dankbaarheid, soos wat ek vroeër gesê het, is 'n reaksie op wat God gedoen het. Om die liefde werklik te sien en aan die hand dan daarvan te reageer. En so as jy vanoggend hier sit en jy voel ek sukkel om die genade van God te ervaar, kan ek jou uitnooi, moenie net sê ek gaan net harder probeer, ek gaan my sokkies optrek en hierdie ding net doen nie. Kan ek jou uitnooi, kom spandeer tyd met waar God sy genade openbaar het. Hou aan om tyd te spandeer in God se woord. Sien raak wat hy gedoen het. Lewe jouself in die storie wat hy vir ons geskryf het. Die Bybel. Hou aan om met hom te praat in gebed. Deel jou dankbaarheid. Eer hom vir wat hy vir jou gedoen het in jou lewe en vra vir hom om jou te help daar waar jy sukkel. En derdens, bly in gemeenskap saam met sy mense. Dit is ons werk om mekaar te herinner aan wat God doen en om sensitief te wees vir sy werking. Hierdie is natuurlik nie 'n towerspel vir ewige geluk aan hierdie kant van die dood nie.
dit is waar dat ons lewe vol swaar kry is. En jy mag dalk vanoggend hier sit en jou 2024 was uiters uitdagend geweest. En dit is vir jou moeilik om hierdie dinge te glo. Kan ek jou uitnooi om volgende week Sondag te kom, waar ons juist tyd gaan spandeer om God se genade te sien in ons swaar kry. Kan ek ons vandag uitnooi om te sien wat 'n geskenk hy vir ons gegee het in die jaar wat verby is. Mag ons rus en vrede vind daarin. Ons was kinders van oordeel gewees en nou is ons kinders van die lewende God. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.